'n skriftuurlike ondersoek na die beweringe teen Paulus. Deel 1. Die oorsprong van die anti-Paulus beweging. In die afgelope aantal jare het daar 'n merkbare toename plaasgevind in leringe wat die apostelskap van Paulus bevraagteken. Sommige beweer dat Paulus die Torah afgeskaf het. Ander beweer dat hy die leer van Yeshua verdraai het. Nog ander gaan selfs verder en verklaar dat Paulus 'n valse apostel of selfs 'n agent van Rome was. Hierdie beweringe word dikwels met groot oortuiging gemaak en word gewoonlik ondersteun deur geïsoleerde skrifgedeeltes wat buite hul historiese en literêre konteks aangehaal word. Baie gelowiges word gevolglik gekonfronteer met vrae waarvoor hulle nie altyd voorbereid is nie. Vrae soos: het Paulus werklik teen Moses geleer? Het Paulus die Torah afgeskaf? Waarom lyk dit soms asof Paulus anders praat as Yeshua? Waarom het Petrus gesê Paulus se geskrifte is moeilik om te verstaan? Is Openbaring 2 vers 2 'n verwysing na Paulus? Kan 'n mens Paulus verwerp sonder om ook Handelinge, Petrus en die Jerusalem gemeente te verwerp? Hierdie studiereeks word saamgestel om daardie vrae sistematies te ondersoek. Die doel van hierdie werk is nie om Paulus blindelings te verdedig nie. Die doel is om elke beskuldiging teen Paulus aan dieselfde maatstaf te onderwerp, naamlik, wat sê die skrif werklik? Ons sal daarom nie staat maak op tradisie, kerklike gesag, moderne teoloë of populêre internetleringe nie. Ons vertrekpunt is eenvoudig: die Torah, die profete, Yeshua se woorde, die boek van Handelinge, die getuienis van Petrus, die getuienis van Jakobus, die getuienis van Johannes en Paulus se eie geskrifte. Wanneer al hierdie getuies saamgehoor word, ontstaan 'n baie duideliker prentjie as wat dikwels in moderne debatte aangebied word. Hierdie studiereeks poog nie om elke moontlike vraag oor Paulus uit te put nie. Dit poog eerder om die belangrikste argumente wat vandag teen Paulus gebruik word, eerlik en skriftuurlik te ondersoek. Soos die Bereërs van Handelinge 17 vers 11, behoort elke gelowige die skrif self te ondersoek om vas te stel of hierdie dinge so is. Mag hierdie studiereeks u aanmoedig om die skrifte met groter erns, groter nederigheid en groter liefde vir die waarheid te ondersoek. Ons begin met deel 1, die oorsprong van die anti-Paulus beweging. Een van die merkwaardigste verskynsels van die moderne tyd is die herlewing van die idee dat Paulus 'n valse apostel was. Hoewel daar deur die geskiedenis klein groepe was wat Paulus verwerp het die internet-era hierdie idees op ongekende skaal versprei. Vandag bestaan daar talle video's, webwerwe en sosiale media kanale wat beweer Paulus het Yeshua weerspreek, Paulus het die Torah of wet afgeskaf, Paulus het 'n nuwe godsdiens geskep, Paulus was deur Rome gestuur en Paulus het die oorspronklike disippels mislei. Hierdie beweringe klink vir baie mense aanvanklik oortuigend, omdat hulle dikwels begin met ware feite. Byvoorbeeld, Paulus het gelowiges vervolg, Paulus was 'n Romeinse burger, Paulus se geskrifte is soms moeilik om te verstaan en daar was spanning tussen Paulus en sommige groepe. Al hierdie dinge is waar, maar die vraag is, volg die gevolgtrekkings noodwendig uit die feite? Die antwoord moet uit die skrif bepaal word. Die eerste belangrike waarneming.
Die boek Handelinge bied Paulus nie aan as 'n buitestander wat teen die apostels werk nie. Inteendeel, Handelinge 9 beskryf sy bekering. Handelinge 13 beskryf sy sending. Handelinge 15 beskryf sy samewerking met Jerusalem. En Handelinge 21 beskryf sy aanvaarding deur Jakobus en die ouderlinge. Indien Paulus werklik die groot vyand van die gemeente was, sou ons verwag dat die Handelinge dit duidelik sou aandui, maar dit gebeur nie. Die kernvraag van hierdie studiereeks. Die uiteindelike vraag is nie, was Paulus volmaak nie? Geen apostel was volmaak nie. Die werklike vraag is, kan Paulus uit die skrif as 'n valse apostel bewys word? Dit is die vraag wat ons deur die res van hierdie reeks sal ondersoek. 'n Vooruitblik na wat u in deel 2 kan verwag. In die volgende deel ondersoek ons een van die belangrikste vrae in die hele Paulus-debat. Paulus se bekering en roeping. Was die gebeurtenis op die Damaskuspad 'n ware ontmoeting met die opgestane Messias, of was dit iets anders? Ons sal onder andere die volgende vraag ondersoek, naamlik, wie was Saul van Tarsus voor sy bekering? Waarom het hy die gemeente vervolg? Wat het werklik op die pad na Damaskus gebeur? Is daar teenstrydighede tussen die 3 verslae van sy bekering in Handelinge 9, Handelinge 22 en Handelinge 26? Wat het die manne wat saam met hom gereis het gesien en gehoor? Waarom het Joshua vir Ananias gestuur om Saul te ontvang? Hoe het Saul se lewe na sy bekering verander? Waarom het die disippels aanvanklik vir hom gevrees? Watter rol het Barnabas gespeel in Paulus se aanvaarding deur die gemeente? Stem Paulus se eie getuienis ooreen met Lukas se verslag in Handelinge? Kan Paulus se bekering redelikerwys as bedrog of misleiding verklaar word? En watter vrugte het uit sy roeping voortgespruit? Ons sal ook kyk na die skriftuurlike beginsel dat Elohim dikwels onwaarskynlike mense gebruik, byvoorbeeld Moses wat 'n Egiptenaar doodgemaak het, Dawid wat ernstige sonde gepleeg het, Petrus wat Joshua verloon het, en Saul, die vervolger van die gemeente. Die kernvraag van hierdie deel is, indien Joshua werklik aan Saulus verskyn het en hom geroep het, dan begin die hele anti-Paulus teorie reeds by Handelinge 9 probleme ondervind. Maar indien sy bekering vals was, moet ons verduidelik waarom Ananias, Barnabas, die apostels en uiteindelik die Jerusalem gemeente hom aanvaar het. In deel 2 sal ons die Damaskuspad gebeurtenis deeglik ondersoek en toets aan die getuienis van die skrif. Kyk gerus uit daarvoor. Baie dankie vir die saamkyk. Geseënde dag vir elkeen. Selah.